Partykeer gaan jou grootste probleem nie oor wat iemand gesê of gedoen het nie, maar eerder oor die storie wat jy vir jouself daaroor begin vertel. Jakobus 1:19 en 20 sê, let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word, want woede van 'n mens bewerk nie geregverdigheid voor God nie. As ons eerlik is, reageer baie van ons baie vinniger as wat ons dink ons doen. Iemand reply net nie vinnig genoeg nie en onmiddellik begin jou brein hierdie narratief te bou. Hulle ignoreer my, hulle gee nie meer om nie, ek het iets verkeerds gedoen, is iemand kwaad vir my? En voor jy jouself kan kry, reageer jy nie meer op wat werklik gebeur het nie, jy reageer op die narratief wat in jou kop afspeel. Max Lucado praat hiervan in sy boek Tame Your Thoughts. Hy sê, hy noem dit 'n UFO, nie 'n vleiende piering nie, maar 'n geestelike emosionele patroon. Hy sê, baie van ons reaksies begin by 'n onwaarheid, 'n untruth, in 'n leuen wat ons begin glo. Ek is nie goed genoeg nie, of mense los my altyd, ek's net alleen, ek moet myself heeltyd oor en oor bewys, niemand sien my raak nie. En daardie leuen word 'n valse narratief. 'n Storie wat jy begin glo oor jouself en wat jy glo, ander glo oor jou. En uiteindelik lei dit tot 'n overreaction, 'n oorreaksie. En skielik reageer jy baie groter op 'n situasie as wat jy sou reageer het as jy alles binne konteks sou sien. Dis hoekom 'n klein komment so diep kan tref en ons so vinnig kan reageer. Dis hoekom ek en jy onmiddellik defensive kan raak. Dis hoekom ons ooranaliseer. Dis dalk hoekom jy onttrek of ontplof. En Jakobus verstaan iets van hierdie moderne sielkunde. Hy sê, let op daarna. En dan wees jy stadig om te reageer. Hoekom? Want nie elke gedagte wat deur jou kop gaan, is die waarheid nie. Geestelike volwassenheid beteken nie jy ontken jou emosies nie. Dit beteken jy leer om jou emosies te ondersoek, eerder as om daardeur beheer te word. En dis waar Jesus ons wil ontmoet. Want baie van ons leef uit ou stories, ou wonde, ou labels. En dis daardie goed wat ons beïnvloed van hoe ons mense hoor, hoe ons liefde ontvang en hoe ons reageer. Maar God se waarheid is sterker as hierdie innerlike narratief. En Lucado praat van, we have to use picky thinking, om kieskeurig te raak oor die gedagtes wat jy toelaat om in jou wortel te skiet. Om ag te slaan op jou reaksies en te vra, wat het ek nou eintlik geglo oor hierdie narratief in my kop? Wat is die storie wat in my gedagtes afspeel? En wat wil ek hê moet my reaksie hierop wees? Want partykeer is die probleem nie die gesprek nie, en dis die leuen waardeur die gesprek geïnterpreteer word. Maar elke een van ons kan eerlik vra, wat is dit wat my gedagtes beïnvloed en my gedagtes vashou? Jesus wil nie net jou gedrag verander nie, hy wil jou hart en jou storie genees. Daarom sê Jakobus, luister eerste en reageer dan later. Die narratief is nie noodwendig die waarheid nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U ook sê, soos Paulus sê, dat ons gedagtes moet rig op dit wat goed en mooi en reg is. En so bid ek dat U ons sal help vandag om ons gedagtes te fokus en te luister na wat U sê oor ons gedagtes en dat ons met daardie gedagtes sal ingaan en ons verhoudings so sal bou. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.